Ons voorsien maar 'n moeilikerige jaar in landbou. Kommoditeitspryse is relatief laag. Insetkoste gaan styg in vorm van diesel, kunsmis, alles wat daarmee saamgaan. Die goeie nuus is dat ek dink die rand het ten spyte van alles dan taamlik gehou. Hy is maar wisselvallig, maar hy is sterker as wat hy 'n jaar terug was. So dis die voordeel wat ons op die oomblik mee sit. Ons in John Deere saam het gekyk na die langer termyn performance van die rand, as ek dit so kan stel. En jy weet, dit het veroorsaak dat ons in 'n posisie is waar ons gesê het, jy weet, boere gaan hierdie jaar 'n swaarder jaar in. Wat kan ons doen aan toerusting se pryse, landbou toerusting se pryse? Want soos almal weet, gedurende COVID het landbou toerusting baie duur geword. En ek dink dit is die eerste keer in 22 jaar wat John Deere 'n prysverlaging het op toerusting. En dit wissel natuurlik van model na model, maar sekere van die goeds 14% laer, seker is 10% laer as wat dit was. En jy weet, hierdie program gaan ten minste aanhou. Ons het dollars gekoop tot aan die einde van Mei. En dan sal mense op daai stadium maar weer kyk wat maak die rand-dollar wisselkoers en 'n besluit neem wat die pad vorentoe is. Maar ja, ek moet dan krediet gee vir John Deere en vir Afgri ook dat ons hard beklei het om die prys van landboutoerusting te probeer meer in lyn kry, om nie die insetkoste deur die dak te laat hardloop en om, kom ons noem dit 'n bietjie van 'n correction te maak in terme van die prys van landboutoerusting. Ons almal weet daar was geweldige druk op die supply chain, as ek dit so kan stel, in COVID, maar daai druk het nou verlig. En ek dink die hele wêreld sien 'n redelike versagting in die mark op meganisasietoerusting, en dit is die tyd om 'n bietjie van 'n regstelling te doen en ons bied dit nou op hierdie stadium. So ja, dit is 'n goeie geleentheid en is 'n bietjie hulp en 'n verligting vir die produsente om, jy weet, betrokke te raak met John Deere toerusting en om die Afgri Equipment Edge te ervaar.